Daar's 'n gesegde wat sê doen waarvoor jy lief is, waarvoor jy passievol is, en dan sal elke dag nie soos werk voel nie. Het jy al beleef dat party mense se werke lyk meer soos 'n droom as 'n werk? Vandag gesels ons oor stokperdjies wat 'n werk kan raak. In die vorige episode het ons gesels oor Bear Grylls en om in survivor mode te gaan met jou finansies. En ons het sommer net 'n bietjie na 'n paar gedagtes gesels hoe jy jouself kan beskerm teen hierdie wêreld wat partykeer soos 'n wildernis is. So vandag gesels ons oor stokperdjies en ek het 'n pragtige stukkie woord gekry wat dit net vir my geopenbaar het en ek is opgewonde om dit vandag met julle te deel. En ek dink tog jy gaan die vraag vra, hoe het ek dit al die jare misgelees? As ons kyk met ons jaarbeplanning, is ons in die laaste episode van Maart maand met ons spaarstrategieë en dan volgende maand in April gaan ons in skuldbestuur en dan kyk ons na sekere gereedskapstukke wat ek julle sal kan gee om julle skuld beter te beheer en ook vry te kom van dit éventueel. Soos die meeste van die kere as ons met vakansie gaan en ons gaan doen iets lekker, dan beleef jy dat mense stokperdjies as werke het. Ek sit en dink sommer nou net die afgelope Desember was ons in Langebaan gewees, ons het gegaan om jetskis te gaan ry en daar was 'n ou en dit was sy dag se werk. Hy het heeldag mense uitgevat op die see met jetskis en dit lyk soos, ja, maar dis mos 'n werkie. Dit lyk soveel pret en soveel plesier. En soos ek met hom gesels, dan sê hy ook, ja, daar is dae wat hy dit ook nie wil doen nie, en dit is dae wat hy ook net wil laat slaap, en hy is so dankbaar dat weer daar nie lekker is nie, want dan kan hy 'n rustdag hê. Maar vir ons, of vir my, wat 'n 8 tot 5 werk, lyk hierdie werk is sommige tye soos regtig waar, ja, dit kan net 'n plesier wees. Ek word betaal om dit te doen. Sommer nog gedagtes waarna ek kan dink is mense wat groepe op 4x4 trips vat, wat hulle uitvat op bote vir visvanggeleenthede. So hulle het hierdie fantastiese werke wat vir ons lyk soos vakansie, dit lyk soos pret en plesier en ons sit met 'n 8 tot 5 en ons wonder, ja, dit sal dan so lekker wees om hulle werk te hê, want dan sal dit mos nie werk sal nie soos werk word. Daai lyk net soos baie plesier. Ons praat oor finansies, ons praat oor goeie rentmeesterskap, ons praat oor spaarstrategieë en vandag praat ons oor stokperdjies. Ons moet onthou dat elke rand wat ons spandeer gaan of minder raak in waarde of meer raak in waarde. En dis 'n goeie plek om so ingestel te wees. Elke rand wat jy spandeer, wat maak hy? Sit hy jou in 'n beter posisie of sit hy jou in 'n slegter posisie? So as ons praat oor stokperdjies, het ek nou net al 'n paar opgenoem wat baie duursaam is, 4x4. Ek dink sommer aan skiet, ek het ook 'n kluis met 'n paar gewere, ek dink 'n motorfietsse, bote, jetskis, daar's baie stokperdjies wat 'n klomp geld kos. As jy vriende het wat dalk met bote, met jetskis, dan weet jy, hulle staan in 'n garage vir 'n jaar. Paasnaweke haal hulle uit, diens hulle gehou, dit kos 'n paar R1000. Sleep hulle af na die vakansiehuise toe of die dam toe, speel so 'n bietjie 'n paar ure, miskien oor 'n lang naweek met hulle, ry hulle weer terug en gaan bær hulle weer onder 'n seil. Soveel geld wat gespandeer word vir so 'n bietjie genot. As jy vat, jy kan net gaan en jy kan dit gaan huur of jy kan dit net tydelik betaal. Jy hoef nie hierdie globale somme te betaal vir 'n stokperdjie wat net in jou garage staan vir meeste van die jaar. Hier is die skrif wat ek gekry het en ons gaan dit ontwikkel en ek is baie opgewonde met julle te deel. Ek het dit nog nooit raak gelees nie. So wat sê die woord? Prediker 11 vers 6 en ek lees uit die boodskap uit. Saai in die oggend, maar ook in die aand, want jy weet nooit watter van die twee gaan opkom nie. As ons hom lees in die nuwe lewende vertaling, sê hy, saai jou saad vroegoggend, maar moenie ophou as dit aand word nie. Jy weet nie watter een suksesvol sal wees en of al twee saam 'n goeie oes sal lewer nie. So die woord van die Here sê, saai in die oggend, maar ook in die aand. Maar tog gaan ons bedags werk toe, as jy soos ek 'n gewone 8 tot 5 het, gaan ons werk toe, en as ons vanaand by die huis kom, dan rus ons 'n bietjie, ons spandeer tyd met die kinders, met die vrou, al ons take, ons rus 'n bietjie. Maar tog sê die woord vir ons, maar jy moet in die aand ook saai, moenie ophou, want jy weet nie wat se ene gaan 'n opbrengs lewer nie. Het jy al ooit die woord so gelees, dat
dat die Here sê, ons moet eintlik 'n stokperdjie hê. Ons moet iets hê na 5 in die middag. As ons 'n gewone 8 tot 5 het, dit is wat ons lande gaan werk hierdie dag en dit is goed. En dis waar ons 'n loon kry en dis waar ons 'n opbrengs kry. Maar hy sê tog in die aand, moenie gaan ydel sit nie. Moenie gaan stil sit nie. Jy het nog steeds 'n verantwoordelikheid in die aand om ook te saai. Jy het ooit al gedink, die Here moedig ons eintlik aan om 'n stokperdjie te hê, om iets te ontwikkel, om iets na ure te doen. Want hy sê, hey, jy weet nie, dalk bring dit ook 'n opbrengs vir jou. As jy daai land saai, gaan dit ook dalk op jy weet nie wat se ene gaan vrug dra vir jou nie. Hierdie gedagte dat die woord van die Here sê, ons moet 'n stokperdjie hê na ons dagtaak, is vir my so kosbaar. En dit laat dink my aan 'n ander gedeelte in die woord en ek lees dit graag vir julle. Matteus 25 vers 15. En aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. Hierdie is 'n verhaal van 'n meester wat vir sy diensknegte sekere talente gegee het. 1 5, die ander ene 2 en die ander een het net 1 gekry. En hulle moes hierdie talente, al was nie eintlik 'n opdrag gegee vir hulle nie, maar 2 van hulle, as julle die storie in die Bybel kan onthou en julle kan hom gerus gaan klaar lees, die hele Matteus 25 ontwikkel dit so mooi. Die eerste 2 knegte het gaan woeker daarmee. Hulle het hulle talente gebruik en werk gemaak daarvan. En die laaste ene wat net 1 talent gekry het, was so bang en hy het dit begrawe. En tog een van die goed wat uitkom uit hierdie gedeelte is, laat ons nie ons talente wat die Here gegee het, moet begrawe en net laat ydel lê nie. Soos ons ook in Prediker gelees het, ons word aangemoedig om te woeker met iets, om iets te ontwikkel. Daar's iets wat die Here in jou gesit het. Een of ander vaardigheid wat net iets wat uit jou uit moet kom, iets wat jy moet ontwikkel, 'n talent wat hy daar in jou geberg het en jy moet dit met ons deel. Daar's iets waaraan jy moet aandag gee na jou dagtaak. In die aand en die namiddag moet jy ook woeker daarmee. Ja, en maak dit my nie opgewonde, ek hoop dit maak jou opgewonde, dat die Here sê, daar is meer talent in jou as net vir 'n dagtaak. Daar is nog iets wat jy met die res van die wêreld kan deel. So by die kies van 'n stokperdjie wil ek die volgende gedagtes by julle los. Kies iets wat goedkoop is. Iets wat nie baie finansies van jou afvat nie, iets wat die familie daar kan saam doen. Dit kan wees staproetes, dit kan draf wees, oefening, klasse, miskien iets bietjie meer kreatief. Skryf 'n boek, skryf gedigte, skilder, dalk het jy talent, jy is baie kreatief, maak iets met jou hande, materiaalwerk, leerwerk, en dan ook kan jy sosiale aktiwiteite doen, miskien om 'n helper te wees by 'n sopkombuis, boekklubs in die buitekant, of dalk het jy ook 'n talent om mense op te lei, om klasse te gee vir iemand. Dit is iets wat nie baie geld kos nie, en is iets wat jy regtig waar kan bydra, en onthou, 'n stokperdjie doen is ook passie, ons gee regtig waar betaling daarvoor, dit is great as ons wel iets ontvang daarvoor, maar dit is net iets wat jy kan uitleef en met die wêreld deel. Die tweede vraag van 'n stokperdjie sou gesê, kies iets wat gesondheidsvoordele het. Enigiets met 'n oefening, soos ons nou net gesê, die staproetes of fietsry. Ek dink aan tuin maak. As jy lekker in die buitelug is en jy maak tuin, dis gesond vir jou en dit lyk ook sommer pragtig. My vrou is een wat baie lief is vir tuin maak en sy kan ure daaraan spandeer. Ek is weer nie so ingestel nie. So ek elke week moet gras sny om dit maar net weer volgende week te doen. Ek kry nie regtig maar iets daaruit nie. En vir my om weer saam met die kinders berg te gaan klim, is vir my lekker en dit is gesond vir ons, om sommer net daar aan die berg aan te klim en 'n vuurtjie te maak en tyd saam te spandeer. Kies jou stokperdjie wat voordeel het ook vir jou gesondheid. Iets wat jou kop laat dink, iets wat 'n nuwe inligting insit. Miskien moet jy begin 'n boeke lees, miskien moet jy jou eie boek gaan skryf. Hoor by die Here, wat het hy in jou geplaas wat jy kan ontwikkel? Die laaste vraag wat ek wil vra oor 'n stokperdjie is dit iets wat 'n inkomste kan genereer? Ek weet ons doen passievolle goed en ons soek jy altyd geld daarvoor nie, maar dit is dalk as jy wil langtermyn kyk na 'n stokperdjie, 'n goeie vraag om te vra. So is dit iets wat jy kan maak en miskien op 'n mark kan verkoop, is dit iets wat jy op sosiale media kan deel, is dit dalk onderrig wat jy kan doen, opleiding kan doen, neem jy dalk foto's, kan jy vir iemand vir 'n geleentheid foto's neem en dan ook so inkomste genereer.
Ek weet as jy iets vir passie doen, soek jy nie altyd geld nie, maar tog as dit net 'n gedeelte daarvan ook al kan dek, sal dit lekker wees. Ek het 'n paar vriende wat baie handig is, wat leerwerk doen, wat breiwerk en hekelwerk doen. Hulle doen dit baie keer net vir projekte. Hulle gee dit verniet vir vriende, vir geskenke. Maar tog het hulle ook markies wat hulle doen en dit is vir hulle lekker om hulle passie met mense te deel en dan ook so ekstra inkomste te genereer. Die vraag is, wat is joune? So die uitdaging van die week. In die woord van die Here het ons gesien, ons moet in die aand ook woeker. Ons moet, daar's iets wat hy in ons geplaas het. Daar's 'n talent, daar's 'n passie, daar's 'n liefde wat jy moet ontwikkel. Moenie ledig wees, jy moenie op die bank sit nie. Netflix is nie 'n talent nie om te sit heel aand op 'n rusbank en TV te kyk. Dit kos niks nie. Woeker in die aand. Saai die dag, maar moenie in die aand ydel raak nie. Op hierdie gedagte. Gaan kyk 'n bietjie waarmee jy spandeer jou tyd. Wat is jou talente? Wat is jou stokperdjies? En gaan vra daai 3 vrae. Is dit 'n goedkoop ene of kos dit vir my baie geld om hierdie stokperdjie te onderhou? As ons verder praat oor hierdie stokperdjie, het hy gesondheidsvoordele. Laat dit 'n bietjie my gedagtes gaan. Voel dit vir my ek rus as ek dit doen. Ek kan dit vir ure doen. Tyd staan net stil want ek is so lief daarvoor. In die laaste ene, kan dit moontlik nog 'n inkomste stroom vir jou inbring? Is dit iets wat dalk waarde kan byvoeg by jou huishouding? En as jy daai 3 geantwoord het, gaan skryf in hierdie week al jou top 3 stokperdjies, alles waarmee jy besig is, en vra daai 3 vrae oor jou stokperdjies en kies eene en gaan ontwikkel dit. En deel met ons die talent wat die Here in jou geplaas het. Dankie dat jy deel was van hierdie sessie. Kan jy glo ons het oor stokperdjies gepraat en dat ons so passievol kan wees. Prys die Here dat hy ook vir ons talente gegee het en passies gegee het in ons lewe en laat ons elkeen nie dieselfde is nie. Laat ons mekaar kan verbaas met hoe kreatief ons is. En die wat is regtig waar ek eer julle gaan ontwikkel dit in hierdie week. Raak opgewonde met jou passie en deel dit met die wêreld. Ek wil net hierdie sessie vir ons afsluit. Dankie Here Jesus dat U 'n goeie Vader is, Here. Dankie dat U soveel talent en kreatiwiteit, Here, wat uit U gevloei het in ons geplaas het. Dankie Here dat elkeen wat 'n stokperdjie het en ontwikkel dat U hom sal seën. Seën hulle met wysheid en met insig en laat hulle ook die talente wat U in hulle geplaas het sal ontwikkel vir U glorie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Baie dankie dat jy deel was, tonne seën vir jou en leef jou passie uit. Daai ding wat die Here daar gesit het, wys dit vir die wêreld. Tonne seën vir julle. Daar's 'n sê ding, 'n sê woord. Daar's 'n gesegde wat sê doen wat waarvoor jy lief is. Daar's 'n gesegde wat sê doen waarvoor jy lief is en elke dag en dit gaan nie so werk dan sal dit daar's 'n gesegde dat ek hom baie sê. Mense wat hulle passies uitleef, hulle is lief daarvoor, hulle het dit ontwikkel, hulle het dit gedoen en op die einde van die dag speel die kinders nou by die trappe en dit raas. Die tweede ene is, het dit gesondheidsvoordele vir my. As ek dit doen, voel ek beter. Is dit dalk iets waar my liggaam kan oefen en ek op 'n beter en 'n gesonder plek kan wees in my kop. Yes, like ek het hom nou opgeneem, ekskuus.